Ek wil so vinnig net met julle deurdraf die begin en ons kom vandag by een van daai gedeeltes waar dit vir ons duidelik is dat die woord en spesifiek Johannes geskryf is vir daai beide partye. Ons sê elke Sondag aand vir mekaar, onthou, die doel van die boek Johannes is vir dies wat verlore is om tot redding te kom en dies wat gered is, dies wat glo sodat hulle kan aanhou glo en lewe sal hê. En vanaand is een van daai teksgedeelte waar ons sien dat dit vir beide partye geskryf is. So ek wil net vinnig met julle deurdraf. Johannes tot nou toe. Ons sien dat in die begin skryf Johannes om die godheid van Jesus Christus te bevestig, sowel as sy menslikheid. En ons sien ook dat Johannes die doper gestuur was om die stem in die woestyn te wees, die voorloper wat uitroep, maak 'n pad vir die Here. Ons sien Jesus roep sy disippels een vir een en dat individueel wys hy 'n gedeelte van sy krag, van die Heilige Gees wat hom bekragtig, bewys hy aan hulle. Wat is daai ou wat ons gesoek het laasweek Phil? Nathaniel. Ons het hom. Maar Nathaniel was daar in die storie, maar ons kon hom net nie kry nie. Ons sien hy wys vir Nathaniel, hy sê vir hom, ek het jou gesien onder die boom. Ek het gesien wat jy gedink het. En ons sien hoe spring Nathaniel op en hy sê hom, werklik, u is die seun van God. En dan sien ons kom hulle by die bruilof aan in Kana waar Jesus se ma vir hom vra om die water in wyn te verander en hy sê vir haar, dis nog nie my tyd nie, dis nog nie tyd dat ek verheerlik word nie, maar hy doen dit. En daarna sien ons dat hy na Jerusalem toe vertrek en dat hy sien die toestand van die tempel. En hy gooi die tafels om en hy jaag die mense daar uit en hy krap die Jode om en hulle bevraagteken sy gesag. Hulle bevraagteken oor wie gee vir hom die reg, maar Jesus entertain nie die gesprek nie, want hy weet wat gaan in hulle harte aan. En dan sien ons dat in hoofstuk 3 begin hy met 'n gesprek. Hy begin 'n gesprek met die man genaamd Nikodemus. Nou ek dink as ons kan baie tyd spandeer net op hierdie woordewisseling tussen Jesus en Nikodemus. Want ek dink so baie keer vind ons onsself in Nikodemus se skoene. Ons verstaan nie waarvan Jesus praat nie. Ons weet nie wat bedoel hy met wedergeboorte nie. Ons weet nie wat bedoel hy met die Gees van God is soos die wind nie. Ons weet nie waarvan hy praat nie. Maar Jesus praat met hom oor die koninkryk en oor wedergeboorte. En dan sien ons, Jesus sê vir Nikodemus, jy kan nie aardse goed begryp. Of as jy nie aardse goed kan begryp nie, hoe gaan jy die hemelse goed begryp? Hoe gaan jy verstaan as ek met jou praat oor hemelse goed, as jy nie eens aardse goed kan begryp of verstaan nie? Nou sien ons, en dit was vers 12, het ons afgeëindig met daai gesprek, en ons hervat daai gesprek weer. Vers 13, kom Jesus en hy sê 'n interessante vers. Hy sê, en niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. Nou, sit jouself vir 'n oomblik in Nikodemus se skoene. Nog steeds bietjie de mekaar, nog steeds nie lekker seker waarvan Jesus praat nie. So hy verstaan nie, hy weet nie dat Jesus ten volle God is nie. Hy weet nie dat hy van die hemel afkom nie, hy weet nie dat hy werklik die seun van God is nie. En hier kom Jesus en hy sê vir hom, niemand was hemel toe nie, behalwe die een wat uit die hemel uit neergedaal het, behalwe die een wat uit die hemel uit aarde toe gekom het. So eintlik wat hy vir Nikodemus kom sê is, ek kan vir jou vertel van hemelse goed. Hoekom? Want ek was daar. Ek kom daarvan af. Voor tyd het ek bestaan. Sien, Jesus vat die gesprek rondom hemelse en aardse dinge nog 'n stap verder. Onthou hy het vir Nikodemus gesê, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis. Nou as Jesus vir Nikodemus tot 'n mate toe kon oortuig het dat hy kredietwaardig was, dat hy weet waarvan hy praat, dan in Nikodemus se gedagtes sou dit nog steeds net die aardse gedeelte van Jesus bevestig het. Want hy het nie geweet waar Jesus vandaan kom. Maar hier kom Jesus en hy sê vir hom, ek bevestig vir jou dat as ek met jou praat oor hemelse goed, dat dit ook waaragtig is, want ek was ook daar. Niemand was hemel toe behalwe die een wat uit die hemel uit neergedaal het nie. En dit is die
seun van die mens. Nou ons weet, as die Bybel praat van die seun van die mens, dan praat hy van Jesus Christus self. En Jesus kom sê vir Nikodemus hier, ek het nie net aardse getuienis. Dit wat ek jou vertel, gaan nie net oor wat ek hier op aarde beleef het nie. Dit gaan oor wat ek in die hemel gesien het, wat ek daar ook beleef het. Vers 14 en 15, ons doen dit so saam. Vers 14 en 15 sê, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. En hier kom Jesus, en hy deel die eerste van die hemelse goed met Nikodemus. Onthou wedergeboorte, alhoewel dit 'n geestelike ervaring is, alhoewel dit iets is wat in jou gees gebeur, is dit te laat vir jou as jy eendag in die hemel is. Wedergeboorte is nie 'n hemelse gebeurtenis nie. Dis nie iets wat eendag daarbo gebeur nie, dit gebeur hier op aarde. Dis 'n aardse ding. Jesus vertel vir Nikodemus van aardse goed. Jy moet op aarde weergebore word. En hier is die eerste ding van die hemelse goed waarvan hy hom vertel. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Weet julle waarvan of waarna verwys Johannes hier? Ken julle die verhaal van die Israeliete in die woestyn, toe die slange hulle bygekom het? Moses skryf hierdie in Numeri 21 vers 4 tot 9. Hoor die storie. Die Israeliete het van die berg Hor af weggetrek met die pad na die Rietsee om rondom die land Edom te trek. Maar op pad het die volk ongelukkig geraak. Die volk het teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het julle ons uit Egipte land laat optrek om in die woestyn te sterf? Want daar is geen brood of water nie, en ons walg van die ellendige kos. Sien jy hoe ongelukkig is hulle? God voorsien op 'n daaglikse basis vir hulle in bonatuurlike maniere, goed wat eintlik wonderwerke is, en dan sê hulle, ons walg van hierdie ellendige kos. Vers 6, die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur, en hulle het die volk gepik. Baie mense van die volk het gesterf. Die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. Die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal. Dan sal ek elkeen wat gepik is en daarna kyk, bly leef. Moses het toe die koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En wanneer 'n slang iemand gepik het en hulle na die koperslang en hulle kyk na die koperslang, het hulle bly leef. En hier sien ons van die eerste Ou-testamentiese profeseë, van die eerste Ou-testamentiese verwysings na wat Jesus Christus gaan doen. Weet julle dat die Ou Testament is vol sulke verwysings, sulke profeseë na wat Jesus Christus gaan doen? Weet julle waar kom die heel eerste een al vandaan? So vroeg soos Genesis 3. Van die heel begin af wys God vir die volk, ek het 'n plan. Ek is besig met 'n plan. So wanneer die Jode op die ou einde dit heeltemal mis, kan ons nie verstaan hoe sien hulle dit nie raak nie. Reg deur die Ou Testament wys God vir hulle, ek gaan iets doen, ek gaan vir iets anders te doen. Genesis 3 vers 21, julle kan dit self gaan lees, is nou nie daar op die bord nie. Maar nadat God in die tuin ingestap kom, en hy roep en hy vra, Adam, Eva, waar is julle? En hulle kruip weg, en hulle het hulle self mos bedek met vyeblare. En God sien dat hulle naak is, en hulle het besef hulle is naak. Dan lees ons in vers 21 van Genesis 3, en hoor hoe mooi is hierdie verwysing. God slag 'n onskuldige dier, om die vel van daai dier te vat, om vir Adam en Eva klere te maak, om daai bewustheid van hulle sonde te bedek. Sien julle die verwys? Ekskuus? Was bedek. Die opoffering, die offer wat gebruik was
was gebruik om hulle sondes toe te maak. Reg van die begin af het God 'n plan en oor kommunikeer hy dit aan die volk. Hy sê vir hulle, julle moet reg wees, ek gaan een stuur, julle moet reg wees, daar kom een, daar gaan een wees wat soos 'n slang opgerig word, soos wat in die woestyn was, en Jesus kom en hy verwys weer hierna. En hierdie is die eerste van die hemelse gebeurtenisse. Ons sien, dit is iets wat lank voordat Jesus aarde toe gekom het, was dit al besluit. Lank voordat hy gebore was, het God geweet hy gaan sy seun stuur. So Numeri, die direkte verwysing na die kruis van Jesus Christus. So die koneksie wat Jesus hier vir Moses probeer, of vir Nikodemus probeer maak is, die volk wat teen God en Moses uitvaar, verteenwoordig die wêreld en almal daar binne. Julle is self mense wat in hierdie wêreld leef. Julle is getuies van wat hier op aarde gebeur. Mense wil nie meer God dien nie. Mense wil nie meer voorgesê word dat jou optrede is verkeerd nie. Mense wil nie meer hoor dat hoorie so, jy's besig om aan te jaag nie, want dan's ek nou persoonlik aangeval. Hoe durf iemand vir my sê ek het sonde in my lewe? Mense wil dit nie meer hoor nie. So die volk wat teen Moses en God uitvaar, is die wêreld en almal daar binne. Die slange wat almal byt en laat omkom, verteenwoordig die effek van sonde. Dit verteenwoordig sonde en die effek wat dit op ons lewens het. Dis soos 'n slang wat jou pik. Dis eers 2 klein merkies, man. In die begin voel jy eintlik nie eens iets nie. Jy's bewus dat iets het nou gebeur, en as daai gif insink, dan kan jy dit amper nie keer nie. En voordat jy die mis uit jou oë uitvee, het jy omgekom van die effek van sonde. Die bronslang op die paal, wat opgerig is in die woestyn, is 'n simbool van Jesus Christus, wat opgerig was aan die kruis. En die mense wat oorleef het nadat hulle gekyk het, verteenwoordig genade en vergifnis vir die mense wat hulle oë na Jesus Christus draai. Sien julle dat Jesus begin nou, vroeër in hierdie gesprek sien ons, dat hy sê vir Nikodemus, julle is nie onbewus van waarvan ek praat nie. Julle is nie onbewus oor die feit dat een gestuur gaan word om vir julle nuwe lewe te gee nie. Julle is nie onbewus van die feit dat ons praat van die Heilige Gees as die wind nie, want dan verwys hy na al die gesprekke in Esegiel, waar die Heilige Gees soos 'n wind oor die beenere geblaas het en hulle het vlees gegroei, en toe gaan die wind binne in die geraamtes in met die vlees, en toe kry hulle lewe. Weereens kom Jesus en hy sê, ek kan nie verstaan hoe julle hierdie goed nie sien nie. Ons sien van die begin af nou, dat Jesus se plan was om vir die Jode te kom wys, hier is ek, die belofte wat gestuur is. Maar hulle mis dit. Hulle mis dit heeltemal. So net vir interessantheid, die koper of ander vertalings, veral die Engelse vertalings, sal sê die slang wat van brons gemaak is. Nou die staal of die element, die staal in die ou tyd, in daai tyd, was 'n simbool van oordeel. Koper of brons het oordeel gesimboliseer in die Bybelse tyd. So reg in die begin in Numeri sê God vir Moses, maak vir jou 'n slang, maak hom die oordeel. Laat die oordeel op hom wees en elkeen wat op hom kyk, sal bly leef. So in lig van die hele gesprek, ons is nou nog besig met 'n gesprek van Johannes 3 vers 1 tot nou toe, is dit alles deel van 'n gesprek. So in lig van hierdie hele gesprek wat Jesus besig is om met Nikodemus te hê, sê hy vir hom, julle moet weergebore word. Julle moet omswaai hê. En wat doen Nikodemus? Verstaan nie. Vra soos, maar hoe moet ek weer in my moeder se skoot ingaan om weer gebore te word? Hy verstaan nie hierdie geboorte nie. Jesus sê vir hom, julle ken die beloftes. Julle weet ek gaan die Heilige Gees stuur en hy gaan vir julle nuwe lewe gee. Dit was al in Esegiel verkondig. Dit was in Jeremia verkondig. Julle weet daarvan. En wat doen Nikodemus? Verstaan nog steeds nie. En nou gebruik Jesus een van die meer direkte vergelykings wanneer hy praat
oor soos wat Moses die slang opgegee het. Hy sê vir hom, daar's sonde in hierdie wêreld. Deur om te vergelyk na hierdie storie van Moses, sê hy vir Nikodemus, daar's sonde in hierdie wêreld en almal is vasgevang daarin. Die hele volk was in die bedreiging gewees van die slange. En die effek van hierdie sonde is die dood. En al hoe jy hierdie dood gaan vryspring, al hoe jy hierdie effek van sonde gaan vryspring, is deur weer gebore te word. Maar hoe doen jy dit? So dis amper so asof hy sy taal teenoor Nikodemus al hoe meer vereenvoudig en vereenvoudig en vereenvoudig totdat Nikodemus kan snap en verstaan. Hy sê al hoe jy dit reg kry, al hoe jy vrykom van hierdie effek van sonde, al hoe jy weer gebore word, is deur jou oë op Jesus Christus te vestig. Soos wat die Israeliete hulle oë op die slang moes vestig om te bly leef, so moet julle julle oë op die seun van die mens vestig, dan sal julle wedergeboorte beleef. En ek weet nie wat het op Nikodemus se gesig gebeur nie. Ek weet nie of Jesus kon sien dat hy nog steeds nie verstaan nie. Daar word nie vir ons gesê dat hy weer iets gesê het of iets gevra het nie. Maar ons sien dat vers 16 kom Jesus met die eenvoudigste vorm wat hy dit vir Nikodemus kan verduidelik. Hy het nou probeer verwysings maak na die Ou Testament. Hy het probeer direkte verwysings maak deur om te sê, soos wat Moses die slang opgerig het. Nou kom hy in vers 16 en hy sê, ek kan dit nie vir jou nog meer vereenvoudig nie. Ek kan dit nie vir jou nog makliker maak om te verstaan nie. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die eenvoud van hierdie hele gesprek, Nikodemus. Dis wat ek vir jou die heeltyd probeer sê, is glo. As jy glo, gaan jy gered word. As jy glo, sal jy die ewige lewe hê. As jy glo, gaan jy wedergebore word. As jy glo, gaan jy die Gees ontvang. Glo net. Ek wil vir julle 2 vrae vra. Sou dit vir jou moontlik wees om in 32 woorde of minder die totale effek van die post-apartheid regering op die sosiale en ekonomiese strukture van Suid-Afrika te beskryf? In 32 woorde. Sou dit vir jou moontlik wees om in 32 woorde te beskryf die effek van AI, die voordele en die nadele op ons samelewing en hoe dit hand aan hand loop met mekaar? Groot konsepte het soms bietjie meer as 32 woorde nodig. Maar Jesus is anderste. Hy vat die grootste konsep wat daar in die Bybel is en in 32 woorde verduidelik hy vir ons presies wat God se plan is. Is dit nie die vraag wat ons as mensdom vir onsself oor en oor vra nie? Wat is God se plan hiermee? Ons vra vir onsself die vraag asof ons nie weet nie. As iets met my gebeur, ek ry langs die pad en ek tref 'n pothol en daar bars die band en die rim buig en nou sit ek en wag vir iemand om my te kom haal. Dan wil ek wonder, maar hoe? Wat is God se plan hiermee? Wat is sy doel hiermee? Wat wil hy hierdeur bereik? Ons vra die vraag asof ons nie weet nie. Jesus kom en hy sê die plan ongeag die situasie maak nie 'n verskil in die plan nie. Die plan is want God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So hoekom het jy 'n pothol getref en jou band verloor en jou rim verloor? Dalk sodat iemand tot redding kan kom. Hoekom het jy gaan staan in hierdie verleë ou dorpie waar hulle die petrolstasie toesluit na 5? Hoekom het jy nou juis hier gaan staan sonder brandstof? Want so lief het God die wêreld gehad sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Want God wil iemand red.
Hoekom sit ek vir 3 ure in Home Affairs en wag? Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Here, hoekom het ek in die hospitaal opgeëindig met hierdie siekte? Hoekom? Wat is u plan hiermee? Want so lief het God die wêreld gehad. Hoekom wonder ons nog wat is sy plan? Sy plan bly sy plan. Iemand moet gered word. Iemand moet hierdeur Jesus Christus leer ken. Iemand moet hierdeur sy liefde raak sien. Iemand moet hierdeur sy effek op my lewe sien en dan begin vra, maar wat is daar anderste in jou? Dit bly sy plan. In 32 woorde beskryf Jesus 3 aspekte van God. Die Vader se hart, want so lief het God die wêreld gehad. Iewerste in tyd, iewerste in geskiedenis, het hierdie persepsie van God verander. Ons het hierdie idee dat God, die Vader, is die kwaai, nors oom wat daar op die troon sit, en hy kan nie wag om straf uit te deel nie, en Jesus Christus is maar nou die een wat tussen ons staan, en hy keer maar net die houe hier. Dis nie wat die woord sê nie. God is nie daarop uit om ons te straf nie. As hy ons wou gestraf het, het hy. En hy kon. En hy sou geregtig gewees het. Maar hy het ons lief gehad. So wat is God se hart? Liefde. Wat is God se plan? Hy stuur sy enigste seun. Wat is God se wil? Dat niemand verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes skryf op 'n stadium in van sy ander briewe, hy sê, op die oomblik verstaan ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle verstaan. Ons as mensdom haak so vas by die ten dele. Ek wil dit nou verstaan. Ek wil nou verstaan, hoekom is daar uitverkiestes? Hoekom sê die woord van God, het God van vooraf geweet, wie gaan hemel toe gaan en wie gaan nie hemel toe gaan nie? Hoekom is daar iets soos, uitverkiesingsteologie? Ja, groot woord. Johannes sê, as jy nie verstaan nie, gaan jy nie verstaan nie. Is omdat nou verstaan ons ten dele. Eendag sal ons ten volle verstaan, maar wat ons wel verstaan, is God se plan, is dat niemand verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis wat sy woord sê. Ek sien nêrens in sy woord dat hy sê, God stuur mense hel toe nie. Ek sien wel dat ons sien dat hy in sy woord sê dat die hel was geskep vir die duiwel en sy volgelinge, die engele. Waarvoor die hel gemaak was nie gemaak vir mense. Ons sien nêrens dat God sê dat ek het die hel gemaak sodat ek mense soontoe kan stuur nie. Dit vat nie die realiteit weg dat daar dalk mense soontoe gaan of nie gaan nie. Die hel is 'n realiteit. Dit help nie ons probeer dit wegpraat of verby dit praat nie. Dit is wat dit is. Maar wat ons wel kan weet, is dat dit nie God se wil is om enigiemand soontoe te stuur. Want hy het sy seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So Jesus sê vir Nikodemus, hierdie is die kulminasie van die hemelse goed wat ek vir jou probeer verduidelik. Ek probeer vir jou sê, hierdie is hoekom dit belangrik is. Hierdie is hoekom jy wedergebore moet word. Is sodat jy eendag ewigheid by God die Vader sal spandeer. Sien, alhoewel Jesus op aarde gesterf het, gaan dit nie oor sy aardse omkom nie. Jesaja praat van deur sy wonde is ons genees. En ons weet deur die bloed wat gevloei is daar vir ons redding. Maar die grootheid lê nie by wat op aarde gebeur het. Op aarde het hy aan 'n kruis gehang en gesterf.
die hemelse ding wat ek en jy moet besef, die belangrikste gedeelte is dat hierdie besluit was in die hemel al gemaak. Jesus het aarde toe gekom met die wete wat gaan gebeur. Dit gaan nie oor sy aardse omkom nie, maar eerder oor die hemelse opoffering wat hy gemaak het. Jesus het nie net sy lewe gegee as 'n groot teken van omgee nie. Hy het nie aan die kruis gesterf net om vir ons te wys hoe lief het hy ons nie. Ja, dit ook, maar die rede hoekom hy gesterf het, die kulminasie daarvan, waarop dit alles neerkom, is dat hy die prys vir my en jou betaal. Wat bedoel ons daarmee? Hy het in die plek gestaan, of dan nou gehang, waar ek en jy moes gehang het. Hy het die houe gevat, wat vir my en vir jou bedoel was. Hy was hel toe, in ons plek. Maar dis nie al nie. Want sien, ek en jy sou dit nie kon verduur nie. Ek en jy sou nie aan die kruis kon gehang het en na dit goed genoeg wees om op te staan en weer te lewe nie. Ek en jy sou nie goed genoeg of sterk genoeg gewees het om die houe te kan vat en nog steeds te kon opstaan nie. Ek en jy was nie sterk genoeg dat as ons sou moes hel toe gaan, oorwin en die sleutels vat en terugkom aarde toe en weer leef en opvaar hemel toe nie. Ons sou dit nie kon doen nie. Daar's 'n rede hoekom Jesus Christus gekies was om hierdie namens my en jou te doen. Want God se liefde was vir jou so groot dat hy geweet het, jy gaan dit nie maak op jou eie nie. Jy het hom nodig. Want sien, Jesus Christus het die dood oorwin wat ons nie sou kon nie. Hy het die sleutels van die dood en hel by die vyand weggeneem. Ek en jy sou dit nie kon doen nie. Hy het God se totale oordeel op homself geneem en oorleef. Ek en jy sou dit nie kon doen nie. Dit was meer as net 'n dood aan 'n kruis. Dit was meer as net die houe wat hy gevat het. Dit was meer as net die fisiese bloed wat gestort het daai dag. Dit was 'n vervanging vir wat vir my en jou bedoel was. Hy het ons plek gevat, nie net aan die kruis nie, maar in die hel ook. En hy het oorleef, en hy het opgestaan uit die doodheid. En hy het opgevaar hemel toe, en hy het teruggekom, en hy het vir sy disippels gesê, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En elkeen wat in my glo, sal die ewige lewe hê. Ek het die prys betaal. Vers 17. Sien, as gevolg van Johannes 3 vers 16, mis ons dikwels vers 17. En daar's 'n baie mooi aspek van vers 17, wat so bietjie ons persepsie verander. Wat so bietjie ons perspektief oor God se plan en Jesus se identiteit en God se identiteit verander. Vers 17 sê, God het immers nie sy seun gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Sien, vers 16 was die missie. Vers 16 was die plan gewees. Vers 17 is hoe Jesus dit gaan doen. Nie deur oordeel nie. Jesus het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om hulle te vertel dat deur hom is daar redding. So dikwels sien ons God in 'n hele ander lig. Ons dink hy oordeel ons elke oortreding. Maar dis glad nie wat Jesus kom doen het in vers 17 nie. Hy het juis gekom om te verlos. Daar's 'n storie, is net 'n storie. 'n vergelyking, 'n gelykenis. So daar's 'n reisiger wat sy roete reg rondom die wêreld maak en op 'n stadium loop hy deur 'n woestyn. En ek moes gaan Google het
Wat is die Afrikaans vir quicksand? Weet julle wat die Afrikaans vir quicksand? Dryfsand. Is dit dryfsand? Nee, dan's Google verkeerd. Google sê vlugsand. Vlugsand. Kan dit vlugsand wees? Ek weet nie. Dryfsand. En die man vind homself in dryfsand. En verby kom al die ander gelowige leiers verby. Eerste kom Confucius verby. Weet julle wie is Confucius? Hy was ook nie lekker seker wie hy is nie. Eers kom Confucius verby. En hy sê dat dit is 'n bewys dat 'n man sulke situasies moet vermy. En toe loop hy weg. En toe kom Mohammed verby. En hy sê, aha, dit is die wil van Allah, dat 'n man in dryfsand moes vassit. En toe kom Boeddha verby en hy sê, laat die man se struikel 'n voorbeeld wees vir ander reisigers. En toe loop hy verby. En toe kom Krishna verby, en sy lag vir hom en sy sê, ja, better luck next time. Hoopelik as jy weer terugkom aarde toe, dan gaan jy weet om nie in die dryfsand te trap nie. Toe heel op die einde, toe kom Jesus verby, en hy sê niks nie. En hy steek sy hand uit, om die man uit die dryfsand uit te haal. Sien al die ander gelowe, al die ander opinies, al die ander stemme daar buite, al die ander nonsens wat mense glo, gaan die heeltyd vir jou sê hoe om op te tree. Gaan die heeltyd vir jou sê wat jy verkeerd doen en wat jy anders te moet doen. En hierso sê die woord van God, dis nie wat Jesus kom doen het nie. Hy het gekom om jou te verlos, om jou uit daai situasie uit te tel. Te sê jy's beter as die omstandighede waarin jy jouself vind. Jy's sterker as dit wat jou vashou. Ek kom breek die bande van jou af. Jy is vrygemaak. Dis die verskil tussen Jesus Christus en al die ander gelowe. Hulle het net opinies. Net ietsie om te sê oor jou lewe, maar beteken vir jou niks nie. Jesus Christus steek sy hand uit en sê, sal jou hier uithelp. Almal wil jou huidige optrede oordeel en vir jou sê wat om te doen, maar dit help nie. Jesus het nie net gekom om vir jou te sê jy is verkeerd nie, want hy doen dit ook. Hy kom sê vir jou waar jou lewe moet jy verander, maar hy het nie net gekom om vir jou te sê nie. Hy het gekom om jou te help. Hy help op die regte pad. Vers 18 tot 21. Lees saam, dis 'n mondvol. En hierin vind ons die probleem met die samelewing. Ons vind uit hoekom die wêreld nie by Jesus Christus wil uitkom nie. Vers 18 sê, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sy dade, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. En hierdie is die einde van Nikodemus se gesprek met Jesus. Hierdie is die einde, hierdie is die laaste ding wat Jesus vir Nikodemus sê. En op die einde van hierdie gesprek som hy presies op wat die probleem met die Jode daai tyd was en wat tot en met vandag toe die probleem met die mensdom is. Hoekom wil hulle nie na die lig toe kom? Daar's so baie mense met soveel sterk opinies oor hoekom hulle nie glo nie. Weet julle wat is van hierdie opinies? Party mense reken dat evolusie bewys dat God kon nie bestaan nie. As jy nou die lyntjie mooi deurtrek van mens tot mens tot mens tot iewers te gaan jy by 'n aap uitkom. En dit is hoe ons ontstaan het. En as jy hom nog verder terugtrek, gaan jy sien maar eintlik was ons 'n selletjie wat
wat toe nou meer geword het, en toe is ons 'n visie, en van die visie af, het ons bietjie vinniger geswem, en toe ons vinniger swem, toe kry ons bene, en toe ons bene kry, toe gaan ons land toe, en hulle het al hierdie goed, en redes hoekom hulle nie glo nie. Party mense reken hulle glo nie, en hoor die vraag, hoor waarmee hou die mense om hulle self besig? Want waar het Kain 'n vrou gekry? Genesis praat van Kain se vrou. Waar het Kain 'n vrou gekry? As Adam en Eva die enigste mense was, en hulle enigste kinders was Kain en Abel, waar het Kain 'n vrou gekry? En hulle gebruik dit om te sê, ja, maar die woord van God maak nie sin nie, so hoe kan ons daarin glo? Hulle bevraagteken die maagdelike geboorte. Was Jesus regtig dan nou uit 'n maagd uitgebore? Was Maria regtig 'n maagd gewees? Hoe werk dit dan nou? Sien, hulle dink al hierdie slim plannetjies uit. Hulle dink al hierdie groot teorieë uit vir hoekom hulle nie glo nie, maar dis eenvoudig net 'n verskoning vir hoekom hulle nie glo nie. Die woord sê die rede hoekom hulle nie glo nie, is want hulle het die duisternis lief en hulle haat die lig. Die rede hoekom hulle nie glo nie, is want hier's goed in hulle lewe wat hulle nie bereid is om oop te maak nie. Maak nie saak wat hulle rede is wat hulle uitdink nie. Die lank en die kort is hulle hou te veel van die duisternis en kies om in die duisternis te leef. Want sien, is in die duisternis waar my swakste gedrag. Wat sê God? Wat sê Paulus in Romeine vir die mense wat nie die evangelie hoor nie? Wat gebeur met hulle? Hy sê ek skryf my wet op hulle harte, op die kliptafels van hulle harte. Elke persoon in sy binneste weet wat reg en verkeerd is. Hy weet hoe moet hy optree. Of hy nou van Jesus Christus gehoor het of nie, die wet is op sy hart geskryf, hy weet wat om te doen. Daarom weet elke persoon dat wanneer ek na die lig toe kom, al daai oortredinge wat ek gemaak het, al daai goed wat ek verkeerd gedoen het, alles wat ek aangejaag het, wat ek geweet het verkeerd is, al my swak besluite en my swak gedrag gaan dan in die lig gestel word. Die mense sien nie kans daarvoor nie. Hulle sien nie kans om te deel met die diepste, donkerste gedeelte van hulle binneste nie. Hulle sien nie kans om na God toe te kom nie. En ek sê dit nie vir julle vanaand sodat jy ammunisie kan kry teen die mense daar buite toe nie. Moenie na die eerste ateïs wat jy teekom vir hom sê, maar jy glo nie eens in jou eie teorie nie. Al hoekom jy nie wil kom nie is want jy het sonde. Weet jy wat gaan dit doen? Dit gaan net maak dat hy nog minder wil kom. Moenie dit doen nie. Ek sê hierdie vanaand vir jou sodat jy tot 'n mate toe genade met daai persoon kan hê. Hy kom nie na die lig toe nie, want hy's bang. Hy's bang vir wat gaan gebeur. En ons as Christene, ons speel so in die vyand se hand, en want weet julle wat doen ons? Maak hulle nog banger om te kom. Ons oordeel hulle. En ons beklei met hulle. En ons raas met hulle. En ons is in hulle gesigte oor wat hulle als verkeerd doen. En al wat ons doen, ons maak hom nog banger vir die lig. Vers 17 sê, nie is Jesus het gekom om te veroordeel nie, maar om te verlos. Ek en jy moenie oordeel nie. Ek het julle al die storie vertel en ek gaan dit weer vertel, want dit pas hier in. My beste vriend op skool het op 'n stadium vir my gesê, toe ek nou so begin betrokke raak by die kerk en al hierdie dinge, het ons na skool eendag bietjie gesels, en toe ons nou klaar was met skool, nie die middag na skool nie, het ons gesels en hy sê vir my, Jacques, hoor hierso, ek weet nou nie wat hierdie beteken vir ons vriendskap nie, maar ek glo nie in dit wat jy glo nie. Hy vertel toe vir my, hy's 'n ateïs, en hy besef toe nou, en dit is wat die wêreld, wat ons as Christene hom geïndoktrineer het,
Hy sê toe, maar dit beteken seker nou, ons kan nie meer vriende wees nie. Sien julle die miskommunikasie, die mispersepsie wat ons as Christene het, wat ons teenoor die wêreld kommunikeer, dat ek gaan nie met jou meng nie, want jy glo nie. Hy sê, ons gaan seker nou nie kan vriende wees nie, want ek glo nie wat jy glo nie. En ek kan nie eens presies onthou wat was my woorde gewees teenoor hom terug nie. Ek dink ek was half geskok gewees. Ek dink die Heilige Gees het my geskok, want ek sou 10 in die verkeerde goed gesê het as ek iets kon sê. So ek kan nie eens onthou of ek iets gesê het nie. Maar ek het net besluit, nee, ons gaan vriende wees. Ek gaan jou in liefde hanteer. Ek gaan jou aanvaar. En dit was seker 2 jaar na dit, 2 jaar na dit, praat ons weer so, en hy sê vir my, hy onthou daai dag toe hy my gesê het, van wat hy glo en wat hy nie glo nie. En hy onthou hoe hy gevoel het, en wat hy nie kan verstaan nie, hoekom het ons vriende gebly? Hoekom het ek hom nie weggeskop en weggegooi nie? En lang storie kort, hy het na dit vir my gesê, hy sal dit 'n kans gee. Hy sal probeer. Nou ons het intussen al so 'n bietjie kontak verloor, maar ek sien toe nou die dag toevallig op sy sosiale media, sit hy met 'n Psalm 91 hemp aan. En my hart loop daaroor. As ek daai dag vir hom gesê het, nee wat, jy moet dan na jou wy gaan en ek my wy. As ek hom daai dag veroordeel het vir wat hy geglo het. As ek vir hom gesê het, ja man, jy's in die duisternis en jy's net bang vir die lig. Jy moet in die lig kom. Laat staan jou sonde, bekeer jouself. Want hy weggehardloop. Dis nie wat Jesus kom doen dit nie, so hoekom doen ons dit? Jesus sluit hierdie gesprek af tussen hierdie gedeelte oor die lig en die duisternis, sluit die gesprek af tussen Jesus en Nikodemus. En dis eintlik 'n vergelyking, eintlik iets waarmee elke persoon gekonfronteer gaan word. Of jy nou glo of nie. Die keuse tussen lig en duisternis is 'n opsie nie net vir die ongelowige nie. Dis 'n keuse wat tot die gelowige dag na dag na dag gekonfronteer word. Die vyand gaan die heeltyd die opsie van die donkerte voor jou sit. En ek wil julle nie mismoedig maak nie, ek wil julle nie bang praat nie. Ek wil jou inlig, sodat wanneer daai situasie jou pad langs kom, jy weet dit kom, en jy dit reg kan hanteer. Die vyand gaan duisternis voor jou deursit. Hy gaan sê, ag nee man, moenie, vergeet net van daai situasie. Jy was regverdig in jou optrede, jy het verdien om dit te verloor en te sê wat jy gesê het. Man, vergeet net daarvan. Jy hoef dit nie te bely nie, dis oukei. Dit was heilige woede. Woord van God sê bely. Bring jou goed dadelik na die lig toe. Moenie kies om dit in die donkerte te hou nie. Moenie kies om dit in die duisternis weg te steek en onder die mat in te vee nie. Kom na die lig toe. Bely jou sondes. God is goed en getrou en hy sal jou vergewe. Wat ook al in jou lewe gebeur, hardloop met dit na die lig toe. Moet dit nie duisternis toe vat nie. En asseblief, hierdie is nie my manier om te skimp, omdat ek wil weet presies wat in jou lewe aangaan nie. Jy hoef nie vir my te kom bely nie. Ek gaan jou kan help, ek gaan vir jou kan sê, hoor hierso, ek gaan nie die een wees wat jou vergewe nie. Jy moet weet dat jy na God toe moet gaan met hierdie ding. En as jy na my toe kom, al wat ek gaan doen is ek gaan jou help om daai pakkie aan te pas. Maar jy moet na hom toe gaan en sê, Here, hier
Hier is my diepste, donkerste goed. Here, hier is waaroor ek spyt is. Hier is wat ek verkeerd gedoen het. Here, help my hiermee. Die vyand gaan aanhou en aanhou om vir jou die opsie te gee. Kies die duisternis en jou probleme is onmiddellik weg. Maar Jesus sê, kies die lig. Dit gaan dalk ongemaklik wees. Dit gaan dalk nie so lekker wees. En dit gaan dalk tyd vat en jy gaan dalk so 'n bietjie skaam wees daaroor, maar weet jy wat? Die beloning is ewig. Weet jy wat? Die bevryding is ewig. Ons moet nie mense oordeel omdat hulle die duisternis kies. Moet hulle help om te besef dat jy gaan okay wees as jy die lig kies. Jy gaan nie geoordeel word nie. Jy gaan geliefd wees. Ons gaan jou aanvaar as jy kerk toe kom. Ons gaan saam met jou bid en ons gaan saam met jou ook nagmaal gebruik. En ons gaan saam met jou pad stap. En ons gaan by wees as jy gedoop word en ons gaan jou hande vashou. En ja, jy gaan foute maak. Ons weet jy gaan. Maar ons gaan jou help om weer by die lig te kom. Ons gaan jou nie duisternis toe jaag as jy 'n fout gemaak het. Dan sien die wêreld, al die mense wat nie glo nie, hulle is nie daar omdat hulle al hierdie slim plannetjies gehad het en gekry het nie. Hulle is daar want hulle is bang. En ek en jy moet vir hulle sê, Johannes 3 vers 16, hoe lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun vir jou gegee het, sodat jy nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan. In vers 17, en dat Jesus het nie gekom om jou te oordeel nie, hy het gekom om jou te verlos. En vers 18 tot 21, hy het nie gekom sodat hy jou duisternis toe kan jaag elke keer as jy verkeerd is nie. Die lig is nie iets om voor bang te wees nie. En dan die hartseer wat ons sien in al hierdie, is dat die Jode dit nog steeds nie verstaan. Nog steeds nie het hulle dit nie gesnap. Nog steeds het hulle Jesus vervolg. Het hulle hom gekruisig op die ou einde. Kom ek en jy wees anderste. Al verstaan ons nie wat Jesus sê nie. Al maak dit nie vir ons heeltemal sin nie. Al weet ons nie hoekom party mense hel toe gaan en ander nie. Al weet ons nie hoekom party mense gemaak is met die wete vooraf dat hulle dit nie gaan maak nie. Al verstaan ons dit nie. Kom ek en jy glo net. Want die Jode se probleem was hulle het nie verstaan nie. En hulle het vasgehou aan hierdie ding wat ons nie verstaan nie. Kom ons kies om te glo. Kies om te glo dat God 'n plan het. Petrus praat, hy sê dit is ook die wil van die Vader dat niemand verlore moet gaan, maar dat elkeen tot bekering. Johannes 3 vers 16 sê, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe is. Oor en oor en oor sê God, hy wil nie mense verloor. Dis nie sy plan nie, dis nie sy wil nie. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here, dankie vir die beloftes wat ons in u woord kry. Here, dankie dat ons aan hierdie belofte vanaand kan vashou, Here, dat u het u seun gestuur, sodat al wat ons moet doen is glo. Glo dat hy bestaan het. Glo dat hy op aarde was. Glo dat hy 'n mens was en 'n lewe geleef het net soos ons. Glo dat hy aan die kruis gesterf het om die prys te betaal vir ons sonde. Glo dat sy bloed gestort was vir ons elkeen. Glo dat hy ons vergewe het. Glo. En dan sal ons die ewige lewe hê. Dankie Here dat u dit nie moeilik gemaak het. U het nie vir ons onhaalbare
doelwitte gestel nie. Here, U het nie vereistes gestel wat ons nooit by sou kon uitkom nie. Here, U het eenvoudig gesê, glo net. U het nie gesê verstaan nie. U het gesê elkeen wat glo. En Here, ons wil eerstens vanoggend voor U nederig kom buig en sê, Here, daar's goed wat ons nog in die duisternis het, Here. Daar's goed wat ons nog wegsteek van die mense om ons, daar's goed wat ons nog probeer wegsteek van U af, liewe Heer, maar vanaand wil ons kom, Here, omdat ons glo, U het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te verlos, Here, wil ons kom, en ons wil al daai goed wat in die duisternis is, voor U kom neerlê en sê, Here, hier is alles. Reinig my. Was my skoon deur die bloed. En Here, help ons om dit in liefde en met genade aan die gebroke en verlore wêreld daar buite te kommunikeer. Here, help ons sodat ons mense sal intrek deur ons liefde, nie net vir U nie, Here, maar deur ons liefde vir ons medemens. Here, help ons sodat deur die woorde wat ons verkondig, mense ingetrek sal word, dat deur ons optrede mense ingetrek sal word en nie weggestoot word en teruggejaag word na die duisternis. Here, help ons om ook 'n sielelas te hê vir die verlore wêreld daar buite. Here, help ons ook om nie te oordeel nie, maar om mense te bring tot by die een wat verlos. Dankie, Here, vir U Heilige Gees wat U gestuur het, wat ons in staat stel om al hierdie goed te doen. Wat ons herinner aan alles wat U ons geleer het en wat ons oplei en oprig en voorberei vir elke goeie werk, Here, wat U vir ons bestem het. Here, dankie dat ons weet dat ons dit nooit alleen doen nie. Wanneer ons met iemand praat, wanneer ons die goeie nuus verkondig, wanneer ons vir mense bid, Here, dankie dat ons weet ons doen dit nie alleen nie, Here, maar U het U Gees gestuur wat dit saam met ons doen en wat dit deur ons doen, Here. Geef ons die krag en die vrymoedigheid om nie meer skaam te wees vir dit, maar om dit te kan verkondig in alles wat ons doen. Dankie, Here, vir U liefde, dankie vir U groot genade, en ons bid dit in U magtige en heilige naam alleen. Amen en amen.